where I do begins to bloom. From first yes to forever. This is the Greater Garden Route Wedding Expo podcast. Your love story starts here. Good morning, everyone, and welcome to the first episode of the Greater Garden Route Wedding Expo podcast. So we're honored to have Gita with us today, and you all know Adi as well. And this is just kicking it all off. As you heard, we have our own little jingle. It was Gita's first time hearing it. Adi has heard it once before. Klink baie oulik. Ja, all thanks to AI, ja. Ons moes gesê ons gaan Afrikaans praat, ja. Ons gaan Afrikaans praat. Ons mengels. Ons gaan mengels, ja, ons gaan hom so doen. So the idea behind this podcast is just to obviously market the 2026 Expo, but also to give everyone that took part in the 2025 Expo a chance to talk and vertel wat hulle doen. Showcase their business, if I can put it that way. So obviously Gita, jy was ons, of mentors, julle was ons presenting sponsor en ook ons host vir die 2025 Wat 'n baie groot voorreg was. Okay, baie dankie dat julle aan boord gekom het. Ek dink dis baie belangrik vir ons almal. So, vertel ons eers 'n bietjie van julle. Sê 'n bietjie vir ons, wat doen mentors? Ek weet, ek dink daar's mense daar buite wat dalk graag wil weet. Vertel ons 'n bietjie meer oor mentors en dan ook, hoekom het julle deel geraak van die expo? Goed, so mentors, soos almal weet, is in Jeffreys Bay. Ons vorm deel van die Kouga area, wat ook die Greater Garden Route is. En mentors het 4 verskillende fasiliteite, wat enige getal van tussen 20 tot en met 2000 mense kan neem. So troues in die vorm van 50 tot en met 200, 250 gaan ons kan akkommodeer. Ons doen brunch weddings, ons doen jou gewone middag-aand troues, en dan jy ons ook jou weekend weddings, wat meer jou destination weddings is, wat baie populêr is, wat jou gaste inboek op 'n Vrydag en regdeur tot en met Sondag toe bymekaar is, 'n lekker celebration het. En dan is die paddle weddings ook redelik populêr, wat jy die paddlebaan kombineer met jou gaste tydens canopy area. So jy boek die paddlebaan, jy sê vir jou gaste vooraf, bring jou tekkies en gemaklike klere saam en hulle kan speel tydens die canopy area, wat dit lekker maak as wat jy jou gewone games het wat gaste speel en doen, en hulle speel net vir die fun daarvan, wat nogal baie interessant is. Ons het 'n bruidspaar gehad wat ook tydens na die dansvloer geopen is en al die formaliteite afgehandel is, ook 'n paar keer gespeel het, wat baie cute is in terme van lekker net gees en almal staan daar so en kyk hoe jy speel. Het die girl haar rok aangehou of het sy 'n party dress? Ja, nee, dit is soos in jy lig maar jou rok op en jy slaan 'n paar balle en so aan. En dan het ons ook die kinderpartytjie fasiliteite wat ons het, so jy kan die partytjie fasiliteit dan hier vir 3-4 ure as jy kinders by jou troue het, waar die kinders kan gaan speel en ons kan 'n kinderoppasser kry om na die kinders te kyk, en ons het hulle kossies wat ons vir hulle kan neem, burger, chippies, pizza, wat ook hulle in gedagte het. En met al die akkommodasiefasiliteit op die fasiliteit het ons meer as genoeg akkommodasie, hulle kan net wat daar bly. Gaste kan bly, enkel, double sharing, family, 3 mooi familiehuise, groot genoeg, tussen 10 en 19 mense, en ons bou nou nog akkommodasie op die perseel. So, Wow, dit is goed om te hoor. Hoeveel mense kan julle akkommodeer? Single sharing kyk jy na so 150 wat jy kan slaap. Dis ongelooflik baie. Ja. En dit maak dinge soveel makliker as jy almal op dieselfde perseel het, presies wat jy nou sê, 'n naweek troue, 'n celebration met almal wat op dieselfde plek is, en obviously dan doen julle etes en sulke goeders as julle die naweek booking doen. Yes. So die Vrydag as die gaste arriveer, is daar soos 'n canopy welcome by die Lapa area, ons steek 'n vuurtjie aan, dan sit die bruidspaar se keuse of hulle nou vir die gaste wil 'n braai aanbied, of dit bly ons by die canopies in die social area, en dan Saterdagoggend is daar opsie vir ontbyte wat hulle kan doen, almal saam, al die gaste, en ligte middagete, dan is dit troue, en Sondagoggend is dit Kubai Maraai breakfast. Yes, hoorie, so dit is eintlik ideaal veral vir 'n destination wedding. Ek bedoel, ons self het mos van Pretoria af hier kom trou in 2000. Ja.
En dit sou eintlik die ideale setup gewees het want dit was nie so groot troue nie, maar om soveel as moontlik tyd saam met almal te spandeer. Dit is die lekker daarvan. Die ideaal is die celebration, want dan gaan jy mos nou alleenig saam met jou honeymoon. Maar om saam te kan, want mense doen baie moeite om by jou troue te wees. Dit is so lekker as 'n mens ekstra tyd het om dan saam te spandeer. Dis ideaal vir 'n celebration. En selfs jou brunch weddings ook, vir bruide wat baie meer ingestel is op, ek wil amper sê budget friendly wedding, maar tog fotos meer wil op konsentreer. Yes. Raai ek hulle altyd aan as hulle die ontbyt brunch wedding doen, dat hulle die brunch wedding doen, jou formaliteite afhandel en dan tot en met ons die brunch wedding is van 10 tot 3. Daarna dat die fotograaf dan met hulle gaan met hulle, ek wil amper sê die time schedules of die pakket wat hulle van die fotograaf geneem het, dat hulle dan ten minste hulle genoeg tyd om nog foto's te gaan neem, want dit is belangrik, maar partykeer voel mense so gerush om in daai uur en 'n half alles gedoen te kry, want jy wil nie jou gaste laat wag nie, al daai tipe. Dit is 'n baie nice manier om jou tyd slot, om jou tyd tot die maksimum te gebruik wat venue aanbetref, en dan gaan doen jy jou foto's. Ek bedoel, dit is heeltemal, almal sê eintlik kabaai. Ja, dit is klaar verby. Jy kan selfs jou ekse doen as jy wil. Jy kan heeltemal 'n ekse doen en jy kan ewen jou troufoto's in die sunset uur in gaan doen. Of jy kan 'n bruid vat en gaan op touch en alles en dan in die mooiste tyd die shoot gaan doen. Fotograwe in elk geval verkies is mos nou in die mooi lig in golden hour in. Ja, dit maak baie sin. Want met 'n brunch wedding om 'n uur en 'n half in jou brunch tyd van 10:00 tot 3:00 toe is baie tyd wat jy wegvat in daai tyd, want dan raak dit oor in lunch. Ja. En ons het alself die geleentheid gehad om by julle brunch troues te doen. Dit is baie lekker, maar om dit in daai tydskedule te doen, ek stem met jou 100% saam. As jy die bruide, en ek bedoel, dit is nou waar jou kennis met soveel troues wat jy reeds al gedoen het, kan inkom vir die advies wat jy gee, om dan te sê, kom ons doen nou die partytjie en die celebration saam met jou gaste, en die troue deel, die foto's is heeltemal daarna, so hoef dit glad nie eens in te reken by dit nie. En dit is jy skryf mekaar op 'n ander plek. En ek weet die bruid is baie rustiger. Yes. En goed. Dit maak baie meer sin. Ja. Maak baie meer sin. Maar ek moet eers terugkom na die Pearl weddings toe, want dis 'n nogal interessante een. Ek het net nydag gelees, hulle sê daar's so 'n paar goeters wat jou gaste nooit vir jou sê wat hulle nou nie gehou het van jou troue nie. Een van dit is as daar 'n verskillike lang breek was tussen, tydens die canapés, vir die foto's neem en goed soos dit. Maar ek dink nogal as jy 'n klomp pelle het wat nou hou daarvan om Pearl te speel en jy sê vir hulle, hoor, hier's 2 ure, jy kan kom Pearl speel, jy kan daarna weer gaan aantrek en freshen up en dan gaan jy vir die reception. Kan hierdie hol wees, hoor. Nee, dit is nou so Pearl beding is. I mean, dit is 'n trend waarop almal spring. En die feit die baan daar by julle is. Dit is so healthy trend. Ek hoop nie dit gaan ooit verby nie. Dis 'n wonderlike ding. En jy gaan nie glo mooi foto's neem die bruide op 'n paddlebaan nie. Omdat jy daai nice ligte het. Dit lyk regtig. Daai ligte is so nice. Dit is amper soos 'n studio. Ja. Jy kry amper 'n studio setup. So jy kan baie van jou troufoto's daar doen. Dis actually ideaal. Kan nie wag dat ons dit kan doen eendag daar nie. So sê vir my gou-gou as ons teruggaan na die 2025 Expo toe. Dit was die 2025 Expo, ja. Dit was ons inaugural event. Yes. So ek dink vir ons almal was dit 'n redelike groot, ek kan nie sê dit was 'n risiko, dit was iets 'n onsekerheid. Wat sou jy sê het die Expo iets vir julle beteken as mentors? Verseker, dit was vir ons actually meer as wat ons verwag het. Die hoeveelheid mense wat daar was, die terugvoering wat ons gekry het, nie net in nie net in troues nie, maar ook jou akkommodasiebesprekings, kinderpartytjies, want mense kom sien nie net die venue nie, hulle kom sien die perseel. Yes. Mense wat hulle ouers se 60ste, 70ste, 80ste verjaarsdag partytjie. So dit was 'n algehele ek wou amper sê kliënte tel wat jy gelok het. Ja. So dit wat die doel was om dit vir ek dink vir troues, dit is die Greater Garden Route Wedding Expo. Maar ek dink 'n ou se blootstelling daaruit is soveel breër, want soos jy sê, mense sien die venue, hulle sien die perseel. Yes, maar wat troue gewys is definitief die saal wat ons gebruik het saam met wat Angelique Wonders, Alex Events vir ons gedoen het as dekorpartner. Dit was net next level gewees It was beautiful. En die bookings wat daarna ingekom het is almal
net op daai saal. Okay, Almal wil net daai saal Wonderlik. gehad het en ek meen dit het vir my weer eens gewys dit is waar die awareness was op daai saal waar die ander sale was gebruik vir die uitstallers en so aan. So die jaar gaan ons een van ons groter sale gebruik vir jou groter troues, maar wat jy ook kan kleiner troues aanbied, maar jou layout kan net bietjie verskil, dat jou groter dansvloer het, Yes. Die Gonaqua sale 2 kaggelareas, so jy kan met lounge pockets dit vol. Okay. So Gaan dit julle is Gonaqua doen? ons gaan Julle Gonaqua, Gonaqua. die Gonaqua doen hierdie jaar. Dit gaan yes. mooi wees. So ek dink dit eintlik antwoord die vraag ook hoekom is so expo belangrik vir 'n area? Want ek dink dit gaan beyond net die troues. Ek dink ons het gesê van die begin af die rede hoekom die expo daar is om mense na hierdie area te bring. Soos Heidi en jy altyd daarvan hou om te sê dit is 'n destination wedding area. Ons sê altyd ons self het hier, ons het nog in Pretoria gebly 26 jaar terug, ons het hier kom trou. Baie mense doen dit. Maar ek dink dis ook vir ons 'n geleentheid om vir die mense te wys wat se incredible suppliers het ons hierso. Ongelooflik. Jy het nie nodig om mense in te voer van die Kaap of van Gauteng af nie, al kom jy van daar om hier te trou. Hier is amazing suppliers wat alles vir jou kan doen. Absolutely. Professioneel, up to standard as ek dit so kan stel. Ek dink die expo is 'n amazing geleentheid om daai mense te showcase. Totally. En ook om terug te kom na wat jy gesê het van die saal. Ek dink bruide wil sien wat jy kan doen. Ja. En jy kan net soveel doen in 'n social media post of in 'n advertensietjie of iets, maar 'n actual mock-up wat jy doen van 'n saal of van 'n venue saam met goeie decor mense is net 10 keer meer amazing. En wat ek ook agtergekom het, mense hou daarvan om 'n gesig by 'n produk te sit. Yes. Totally. En daai interaction wat jy met hulle persoonlik het, Maak 'n jy weet die ongelooflike gesig verskil. met wie jy gepraat het en as jy weer met hulle korrespondeer en weer met hulle ontmoet, dan is dit amper half jy's 'n bietjie meer familiarized Ja. met wat die kliënt in gedagte het en jy weet jy bou maar 'n band met jou kliënt en om hulle behoeftes te verstaan en vir hulle raad te gee en vir hulle te kan sê wat 'n service provider sal jy recommend en so aan, dat hulle kan deurstap en daai mense gaan ontmoet. Yes. En daar is letterlik iets van als by die Garden Route Expo. So dit is as jy nie daar is nie en jy kry nie iemand wat nie vir jou 'n service provider is wat 'n diens kan lewer op jou troue nie, jy weet dan Soek jy al vir die onmoontlike. dan soek jy 'n bietjie vir die onmoontlike, dis korrek. Ek dink as ons so terugdink, want dit is omtrent 'n jaar terug wat ons ernstig begin beplan het aan die eerste event, hoewel die idee voor dit gekom het. Maar ek wil ons was op 'n stadium bekommerd geweest dat ons nie genoeg vendors gaan kry nie. En ek dink ek kan nie presiese nommer onthou nie. Ons het 63 of 64 vendors daar gehad. Maklik. En soos jy sê, dit was regtig al die pad van venues all the way tot die kleinste bietjie details, skryfhoefde of sticker wat jy nodig het op jou tafel. En dit was baie op die trend. Ja. Alles was op die trend gewees van troues. Dit was nie dat enige iemand daar was met net basic decor nie. Ja. Dit was Ja. op die trend van troues en waarop jy kan gaan en sien daar's 'n mock table, die tipe blomme, canapés, troukoeke. Alles. Ja, jou enige iets wat jy aan kan dink Ja, was daar was gewees. regtig, ek moet vir jou sê, Tot die ek mense kan van die ook nie- beddens wat daar was. Ja. Wat is Ja. daai die en dit is amazing want op die einde van die dag is daar jy gaan uit, jy trek saam in, jy het 'n plek waar jy gaan bly. Jy het goeders nodig. Jy moet hom meubileer. Jy moet Het hom 'n bed meubileer. nodig. Daar was die Bed is belangrik. ligte plek wat kom chandeliers uitstal het. Ek meen dis iets wat baie mense in hulle huise sit deesdae. Boonbehalwe nou vir venues, maar dit is baie Ja. versatile ook gewees in sekere aspekte. Totally. Nee, ek dink ook ons het regtig goed gerepresent wat vendors aanbetref. Verseker. Ja. Ek dink ons kan 'n triekie vraag vra, want jy het nou gepraat oor laas jaar, jy het gesê almal was so half op die trends. Wat sou jy sê is die trends vir 2026 wat jy waarneem van 'n venue se kant af? Sherry, dit is 'n triekie ene. My persoonlike opinie voel ek daar is die neutrals en die natuurlike look is maar nog steeds wat die bruide verkies. Daar was op 'n stadium wat hulle ek noem maar die veldblommetjies, maar jou fyn tipe blommetjies ingebring het wat baie nice was. Okay. Maar ek is excited om te sien
wat die jaar vir ons gaan inhou wat die trends aanbetref, want ek dink dit gaan nog 'n interessante een wees. 'n bietjie iets van alles dalk. Iets van alles, ja. Of dalk meer personalised. Dalk is mense meer bereid om hulle eie persoonlikheid in te bring as om net noodwendig 'n trend te volg. Ja, ek dink draping is besig om terug te kom, to be quite honest. Ek weet nie, as ek nou so sien en so volg, voel dit vir my dat draping, maar nie jou plain draping nie, dit is meer jou Maar 'n kunstige manier van draping. ja, dit vorm deel van jou dekor. Dit Ja. is nie net iets wat 'n backdrop is of iets wat net 'n gedeelte toemaak nie, ja. Dit raak vir my ook, dit het vir my gevoel asof dit meer complicated draping en asof dit Ja, dis 'n skill. 'n totaal en alle aardvorm is 'n Dis nie net 'n lap wat hang om die saal mooi te maak, ja, So daar's jy het amper half kuns in jou backdrop en ewen die blommerangskikkings, al is dit kleiner en al is jy meer op 'n monotone, begin die rangskikkings meer elke liewe blom op 'n tafel, Ja. elke liewe is 'n masterpiece. Yes. Dit het vir my swaalf gevoel die laaste paar maande wat ons troues gedoen het, asof elke liewe stuk is met intention daar gesit. En dit is vir my baie mooi. So ek dink nogal dit gaan iets wees wat om na uit te kyk. Ja. Gita, verlede jaar weet ek met die Tourism Awards wat ook daar by julle plaasgevind het waar ons ook by betrokke was, het jy en 'n hele paar van Mentors se personeellede nie net 'n award gekry nie, maar julle het ook 'n kwalifikasie gekry, spesifieke kwalifikasie in event planning. So ek wil graag hê jy moet almal so 'n bietjie meer van dit vertel. En ek dink dit is belangrik want dit julle doen baie meer as net troues. Ek bedoel julle events is nie net julle doen groot events. En ek sê nie 'n troue is nie 'n groot event nie, maar 'n troue is een en ek dink as jy 1000 mense daar het met 'n groot event is dit dalk bietjie meer reëlings wat daarmee saamgaan. En dan ook die feit dat julle eintlik 'n professionele wedding planner het as deel van die pakket of wat ook al kan ek sê van 'n venue se kant. So miskien kan jy so 'n bietjie uitbrei op dit vir my. Ja. So om vir God te verduidelik reg, ons pakket sluit 'n wedding coordinator in. Okay. Nou partykeer raak bruide die mekaar tussen 'n planner en 'n coordinator. Die planner is die een wat die werkies voor die tyd doen. Okay. Die coordinator is die persoon wat op die dag van die troue lê huis met die vendors, as ook daar is vir die bruid en dan volgens die tydlyn sorg dat alles in plek verloop En dan gebeur soos wat dit moet gebeur. soos wat dit moet gebeur, as ook met die MC, dat sy met die MC, hy of sy met die MC kommunikeer En om guide. en om guide. Ek dink, ekskuus ek weet nie die rede val nie, maar ek dink daar's ja. hoeveel kere wat ons vir 'n koppel sê kies jou MC mooi. Yes. Want daai persoon nie leiding vat op die troudag Ja. nie. Maar ja, ekskuus, ek Ja. wil nie jou storie onderbreek nie, maar dit is so 'n belangrike Ja. tip dink ek. So Mentors ons het ons eie wedding coordinators. Okay. Dit is ek en dan wat deel van die sakie event management is en dan is dit Anne wat in conference in haar afdeling is, as dan ook in ons akkommodasie wat Liesel is. En ek my een assistent en nog 'n assistent van ons, Rash en Jade, het ook nou hulle eksamen geslaag. Okay, awesome. Ja, so ons is baie opgewonde vir hulle. So hulle POE's is nou ingestuur en hopelik binnekort sal hulle ook dan nou hulle akkreditasie kry. So dit is vir Kouga 'n groot Plus. pluspunt, veral met deel van die Kouga toerisme se Anine en Heidi en Lelani van LC Events Ja. wat ook gekwalifiseerd is en geakkrediteer is in dit. So ja, ons sien baie uit, maar wat Mentor se pakket insluit is wanneer jy boek by ons, is dit jy kry jou fasiliteit. Met ander woorde, jy het jou vol venue hire wat jy betaal. Ingesluit by die venue hire is dan jou outdoor area. Nou jou outdoor area kan die Lapa wees as jy die een saal van Damaskwa boek of Gonakwa wat jy die dek area het. Maar by al twee van hulle is die kapel ingesluit vir 'n spesifieke bedrag. Wat jy kry in die saal is jou tafels, bidtafeldoeke, stoele, cutlery, crockery, asook al die personeel. Met ander woorde, ons het nie addisionele kelners wat ons inhuur by 'n troue nie. So al die personeel en jou kroegmense is ingesluit, as ook jou koördineerder.
Somtyds sal ons 2 koördineerders wees. Nou as jy die sommetjie gaan maak, wat kos 'n koördineerder vir 'n dag of per uur, dink ek dat jy is absolutely blessed Ja, as om dit te jy kry, dit deel van die verniet kry, deel van die pakket. Ja. En ek dink dit sit baie druk van 'n bruid af en 'n bruidspaar af, want die Beslis. dag voor die tyd is jy daar, die vendors moet opset en alles gaan oor kommunikasie en beplanning. So jou coördinator moet absoluut met jou vendor of met jou planner of met die bruidspaar kommunikeer wat ons 'n week voor die tyd doen. Full-on lys kry van watter supplier kom in wanneer, ons liaise met hulle en sorg dat dit wat die bruid se behoefte is gedoen word. Ek dink nie die meeste mense het 'n benul wat dit impliseer nie. Ek weet dit is baie keer is dit wat ek en jy doen by 'n troue, ons raak so half die outomatiese koördinering van dinge, Ja. want mense verwag van jou omdat jy al lank troues Ja. doen, om te help met 'n timeline en goeders, maar ons weet hoe maklik dit is wanneer ons by julle werk, want alles word gedoen van julle kant af. Dit maak dit soveel makliker as 'n fotograaf wat baie keer met leiding neem en eintlik is ons doel om om foto's foto's te neem. Ja. En dit is moeilik om dit te doen saam met leiding en management. Om saam met 'n professionele span te werk maak die wêreld se En verskil. ek dink hoekom ek begin het met die kwalifikasie wat jy gekry het. En dis die punt wat ek eintlik wil maak is die persoon wat daai koördinasie op die dag doen is iemand wat actually event planning verstaan. En ek sê dit met die grootste respek, daar's te veel venues wat 'n wedding coordinator het wat Vrydag begin het of wat 2 troue se ervaring het, maar sy sê vir die bruid of vir die couple ons het 'n sy event is 'n coördinator. wedding of 'n event coördinator. So dis een ding om die naam te hê, dis 'n ander ding om actually te verstaan wat ingaan in die koördinasie van daai dag. En ek dink dis waar dit amazing is wat julle doen. Dis nie net julle het ervaring nie. You went beyond the experience en het gesê okay, maar kom ons kry die industrie stamp of approval ook. En ons almal weet daar is nie net 'n oornag ding nie, dis 'n hele portefeulje wat ingestuur word. As 'n proper assessment wat gedoen word. So as jy daai kwalifikasie kry, Dan verdien jy dan verdien jy hom. Ja. Dis regtig en iets wat jy dit is 'n added diens wat jy gee. Dit is Dis nie 'n net add-on. dit is nie net 'n sertifikaat nie. Jy kom met die kennis. Ja. So ek dink dit is wat die verskil is wat daar by of amper sê die professionele venues en daar's julle right there on top in terms van die diens wat julle vir die kliënt gee. Yes. En jy weet met 20 jaar se ervaring hierdie jaar Maart maand was ons nou 20 jaar wat ek in die trou en eventsindustrie is. Is dit ook vir my lekker as bruide vir my vra, gee vir my raad. Yes. Wat sal jy aanbeveel? Hoe sal jy dit doen? Want baie keer het 'n bruid 'n prentjie en 'n kliënt. Ja, in hulle kop, ja. 'n prentjie in hulle kop en om dit te maak werk is great, maar is nie altyd prakties nie. Yep. En jy moet met iets werk wat prakties is op die dag sonder dat dit op en af en ek is ongelukkig iemand wat daarvan hou om 'n bruid te kan guide waar kan jy bespaar. Want vir my gaan dit oor daar's soveel ander uitgawes wat mense nie altyd in ag neem wat die klein jakkalsies is wat op die einde van die dag nie. So vir my gaan dit oor as hulle sê hulle soek 2 bottels champagne op die tafel en ons het 10 mense, voel ek jy kan maar met 1 bottel ook oor die weg kom. Ja. Jy weet dit is net om 'n huildronk in te stel. Ja. En om 2 bottels wyn op 'n tafel te sit, verkies ek doen 'n wyntafel. En ons man die wyntafel vir jou dat jy kan sien. Gas dit per glas gaan haal, hulle het nie per bottel gevat nie. So besparing is vir my wat ek altyd vir bruide kan aanbeveel hoe hulle kan bespaar en wat hulle kan doen om dit te implementeer om te kan bespaar. Dis belangrik. Ons sien dit, Dis dink ek, baie julle sien dit relevant. ook, maar ons Dis sien baie van ons kant relevant. af ook. Hoeveel keer is daar by 'n troue dan staan daai bottels, hy's klaar oopgemaak. Niemand drink van hom want dit is nie iets wat hulle van hou nie en dit word net Dit was gewaste. verniet. Ja, dit was verniet. So dis Ja. ongelukkig is eintlik 'n slegte ding dit word gemors Dit word gemors, ja, dit dit word verniet gemors. is. So ek dink daai beplanning en ons het net nou onlangs verlede week se trou het ook 'n wyntafel gehad. Of waar die mense gegaan het en jy het gaan staan en jy actually hulle iemand acknowledge dat jy 'n glas wyn ingooi. Yes. Jy syp nie net nie.
Ja. Dit verander die Heeltemal. inname, die Natuurlijk. consumption, Ja. definitief. Dit doen rarig. Ek bedoel, want jy moet opstaan, so jy voel ek so 'n klein bietjie, die mense het my nou al een keer gesien opstaan, hulle sien my nou weer opstaan. Party mense Dit gee nie so lank om nie. gevat. Ja, maar ek bedoel dit is 'n klein dingetjie, maar dit wys jou net, ek bedoel, ek dink weet ons is ook nou al lank in die bedryf. Hoe lank is ons nou? Hierdie jaar 20 Ook jaar 20. wat ons eerste troue gedoen het, ja. En 'n mens wil nie, ek bedoel ons almal is in die service industrie uit 'n vendor point of view, maar ek dink ons almal is ook in die serving. Absolutely. Ons almal wil mense help. Ja. So jy wil nie soveel as moontlik geld by iemand vat nie. Jy wil met iemand se budget wat hulle met jou kommunikeer, so mooi as moontlik 'n dag maak en jy weet waar is die punte en die goeders waarmee mense geld Natuurlijk. mors eintlik. En dit wil jy tog nie doen vir jou Ja. kliënt nie. Ons wil dit ook nie doen vir ons kliënt nie. So mense kom uit 'n mooi hart uit. Ja, en ek wil hê dat die kliënt en die familie moet kan terugkom. Ja. En jy weet 'n doop daar 'n doop daar doen of 'n ma se verjaarsdag partytjie kom hou. Dit is 'n pad wat ek met 'n Yes. kliënt Yes. wil stap op die einde van die dag. Ek wil hulle moet daar weggaan en sê, jy weet, wow, ek kan nie wag om volgende keer weer terug te kom en na jy het mentors toe special nie. gevoel. Ja. Dat dit omdat 'n mens in die bedryf is, 'n mens doen so baie troues, kan 'n mens so baie maklik dis net nog 'n troue. En ons het nog nooit iemand gehad wat by julle getrou het wat gesê het ons is nie mooi behandel nie of ons weet almal word op hulle hande gedra en dit is wat jy ultimately wil hê. Jy wil vir die bruidspaar dis hulle troudag. Natuurlijk. Dis hulle eerste keer wat hulle daar gaan En ons hoop hulle trou. laaste keer. Wel, al is dit die tweede keer wil jy dit ook spesiaal maak. Ek dink niemand beplan om die tweede keer dit te doen nie, maar dit is nog steeds net so special want jy kry 'n tweede kans. So let's be honest, even 'n derde keer. Mens moet dit net altyd vir mense spesiaal laat voel. Verstaan, 'n troue is spesiaal, so. Ja. Dit is so waar kan mense nou meer uitvind van mentors? As hulle nou wil gaan kyk op julle webwerf en social media en daai tipe goed. Goed, so ons website is www.mentorskraal.co.za en dan het ons Instagram ene vir mentors en dan is daar ook 'n Facebook ene vir mentors Country Estate en dan is daar 'n paddle page ook, Okay. Mentors Paddle en Mentors Skier vir die kinderpartytjies. Okay. So elkeen is op sy eie, so jy kan nou gaan kyk as jy Elkeen is op sy spesifieke eie, partytjies soek en jy gaan kyk. Maar en, op die website sal hulle is Al daar die verskillende inligting afdelings vir So elke www.mentorskraal.co.za. Okay, great. Yes. En dan as ek jou kan vra in closing, wat sou jy sê, ons het oor baie getal gepraat, maar as jy nou kan 'n tip of 'n bietjie advies gee vir iemand wat nou onlangs verloof geraak het en wat nou begin om 'n troue te beplan, van 'n venue en van 'n koördineerder se oogpunt af, wat sou jy sê is die belangrikste wat hulle nou moet kyk? Rig, daar's 'n hele paar goed, maar op die einde van die dag gaan dit oor dit moet 'n venue wees, nie net omdat hy goedkoop is nie, maar ook voel jy tuis. Kan daai die mense wat jou gaan assist op jou troudag, jy weet, bond julle, connect julle. Want dit is belangrik. Daai mense moet saam met jou deel wees van die beplanning. 'n hele dag. 'n hele dag en jy moet ook kan uitstap en daai, jy weet, amper half voel dankie, Jessie, dit was die beste gewees. Al was dit dalk bietjie meer gewees, minder, afhangende van wat jou opsies was. En dan moet dit ook iets wees wat jy, ek wil amper sê, waar jy soveel as moontlik in een pakket kan kry. Wat ingesluit is in die venue. Okay. Dat jou catering nie van buitekant af dalk is nie, maar dat dit in-house gedoen word, dat jou service providers ook so min as moontlik is, dat jy het minder mense om mee in track te kom en in track te hou en in die loop te hou van wat als wat plaasvind. Selfde met jou dekor, probeer iemand kry wat dekor doen, blomme doen, draping doen as wat jy verskillende service providers het. En as jy doen, is dit kry, dis perfect. Dit is maar net 'n guideline dat dit makliker is vir iemand as wat hulle en dieselfde met jou fotograaf en videograaf. As dit nie 'n team is wat gewoond is om mekaar saam te werk nie, dit is net so crucial want saam met julle as 'n span die beste vir daai bruid kan gee. En in julle geval waar julle met jou en ID en Rich is,
besef julle ook makliker werk dit en dit Ja, is as 'n soveel span, meer want jy ken as- mekaar. Ja, jy ken mekaar. Ja. Ek dink dis vir julle ook so, dis dieselfde met jy met jou span, die persoon wat die catering doen en alles is almal deel van jou span. Dis nie 'n Yes. skielike eksterne persoon wat Nee. instap en wil hier in gebied nie. Ja, so as jy jou keuse maak, moet jy maar sekere goedjies opweeg teenoor mekaar, wat ingesluit is, wat uitgesluit is. Is daar sekere service providers wat die venue kan recommend, want dit is nie vir ons benefit nie, dit is Ja. vir jou eie benefit, Yes. want die kliënt en die service provider gaan makliker kan kommunikeer, want die service provider ken die venue, ken die perseel, Yes. kan ook vir jou guide in daai opsig. So ja, dit is maar Ek dink is 'n baie goed tip. Ek daai die belangrikste amper met die mense oor die weg kom. Ons sê altyd ook, jy weet, Ja. kies iemand wat jy daai dag wat jou belangrikste dag is, jy moet darm hulle kan stammiek want jy gaan hulle die hele dag sien. ja. En ek dink wat ook toe jy nou dit gesê het van maak seker dat dat soveel as moontlik goeders ingesluit is. Ek dink dis daai ek het 'n vriendin wat nou onlangs in die troubedryf ingegaan het as 'n vendor. Sy doen backdrop mure, blomme mure, dis so mooi. Ek gaan nou nie haar naam noem nie want dan Kom sy expo toe. want sy Ek dink woon sy's in die bietjie Kaap, ver. maar sy het haar eerste expo in die Kaap gedoen en sy het vir my advies gevra en ek het vir haar gesê wees eerlik met jou koste. Moenie hidden cost want ek dink almal is so gatvol daarvoor. Absolutely. Dis nie regverdig teenoor 'n koppel. Almal het 'n budget. Nou dink jy dit sluit iets in, maar dit daar's hidden cost. Dit sluit nie eintlik die cutlery in nie. Of sê nou maar net uit 'n fotograaf point of view wat ons nou is. Dit sluit nie 'n sekere deel van die dag in nie. As jy sê it's all inclusive, dan make surprises or have surprises. Ek voel dis oneties. Sê wat jy doen en wat jy gee en wat jy aanbied, wees oop daaroor en dan gaan daar baie minder mense wees wat op die dag van die troue sê okay, want ons mag nie dit nie of ons dit is nie ingesluit nie. Jy weet van die begin af wat is wat. Ja. En jy kry nie surprises naby die troudag nie. Ons het al ook 'n paar keer gehoor waar jy met die Ja. koppel praat of jy praat met hulle dag of twee voor die troue en dan skielik het hulle een of twee goed wat gebeur met 'n surprise wat hulle nie van geweet het nie, wat hulle nou skielik golly. ekstra geld vir Op moet die insit. dag van die troue. So ek dink dit's belangrik dat Daai dat openheid, openlikheid. jy wil nie daai en- surprise hê 'n dag of twee voor jou troue nie. Ek dink dit maar die is ding is ook reg, weet jy wat? Mense lees op die media's Ek wou nou as ek vat ja. ons gee 'n volledige pakket. Ek noem dit soos dit is jou trou Bybel basies van A tot Z sit ek vir jou daarin ingesluit, uitgesluit, inclusive of wat, exclusive of wat, om dit so maklik as moontlik te maak dat as jy daai ding print en jy gaan hom deur, jy het nog steeds vra met die grootste liefde vra. Maar mense lees nie. Yes. ja. Lees nie. So, hoe ons werk met ons menus. Vir 'n bruid is sy Januarie 'n quote aanvra vir Desember. Kan ek vir haar nou 'n quote gee, maar ons stipuleer daar 2 weke voor die tyd sal daar 'n final casting doen. Jy vir my sê jy wil Junie maand weer 'n casting hê en dan weer November voor jou troue of Desember voor jou troue. Met die grootste liefde ons doen dit. Casting vat tyd. Yep. Maar jy kan nie verwag van enige iemand om 'n kosteberaming finaal op kos te doen as ons almal weet wat die kospryse, hoe dit dit- En opgaan. dit fluctuate. En dit absolutely. Dit verander. Ja, so dan moet altyd maar 'n grasie gegee word vir Ja. so iets, maar dit by einde van die dag is dit die venue of die caterer se verantwoordelikheid om te sê hoor hierso. Voorheen was daar omtrent soveel en soveel verskil gewees. Kom ons werk dit in, dan weet jy waarvoor jy in is. waarvoor jy in Ja, is. ek hoor jou. Vir al kos, ek kan dit heeltemal verstaan. Ek Ja. bedoel dis nie 'n fixed service nie, want Nee. met alles wat aangaan in die wêreld weet ons nie hoeveel gaan kos duurder wees 3 maande van nou af byvoorbeeld Ja. net as gevolg van sê maar vervoerkoste. of En iets. ek kan nou al vir julle sê, met troues wat nou opkom, gaan dit baie moeilik wees vir gaste om te travel, Ja. want dit is die uitgawe is groter. Die Ja. brandstof. Die brandstof is groter en dit is altyd wat my eerste ding is. Goed. Jy weet, Ja. dit is
Jy dink aan die nommers. Ek dink aan die nommers. Want die mense dink dit is hoeveel wat gaan kom, so hulle wil amper 'n goedkoper prys hê, maar jy weet die mense gaan dit nie kan bekostig om te kom nie. So jy gaan op minder hoeveelhede werk, so jou pryse gaan eintlik opgaan. So eintlik is dit nie 'n valid quotasie to start with nie. So daar's soveel variables wat bruide, ek dink baie maklik bruide en families baie keer nalat om te sê, maar liewerster gaan sleg praat oor die venue. Dit is ongelukkig het ons ook al dit gesien. Baie mense lees nie deur hulle goeders nie. En dan is dit baie maklik om te sê die venue het dit gedoen of die venue het dat gedoen of die fotograaf het nie dit gedoen of dat gedoen nie, maar dit was nooit ingesluit nie. So ons moet as vendors ook altyd mooi met mekaar kommunikeer vir wat ons kliënte ewen sê, vir mekaar en oor van die vendors. Dat ons is in dieselfde familie. Ja. Ons is die vendor familie. Ons moet saam staan, team vendors. Hashtag. Ja. Ek het so baie dankie vir jou tyd. Ek bedoel ek dink ons is almal super excited vir die ek is baie vir die event. Ek bedoel dit voel altyd of dit so ver weg is, maar bedoel ons is daar weg van April af. Ek bedoel hierdie episode uitsaai is dit 10 toe aan die eerste week van April en ons praat van 29 en 30 Augustus. Jy weet dit klink ver, maar ek bedoel dit is ons beesdien is ons daar. So ja, so baie dankie vir jou tyd, ons waardeer dit en dankie dat mentors weer eens sonder enige ek wil amper sê iets net gesê het let's do it nie. Ek bedoel jy het klaar jou planne vir hierdie jaar. Ek bedoel dit wat amazing is. So ek dink that's how it should be. Jy weet klaar amper hoe gaan die saal lyk. So ek dink ons moet eindig met ons jingle. Absolutely. Dit is 'n mooi luister. Ja, ek dink almal gaan die jingle wil luister en ons gaan hom ook wil hoor. So here goes. Where I do begins to bloom from first yes to forever. This is the Greater Garden Route Wedding Expo podcast. Your love story starts here.